is Marie-Louise Smith van Action Coach Business Coaching hier in Bloemfontein. Vandag gesels ons met Anselien Prinsloo van Just Bliss Naturals. So Anselien is die eienaar van Just Bliss en hulle spesialiseer in die plaaslike vervaardiging van plantbasisprodukte wat jy elke dag kan gebruik op jou liggaam en jou vel. Anselien, baie welkom hier by ons. Baie dankie vir die uitnodiging. Is lekker om hier by jou te wees. So sê vir ons, hoe was jou span voordat jy begin het met jou coaching journey? In Engels kan ek dit sê all over the place, as dit sin maak. Ons het letterlik ons stert gejaag die hele tyd. Daar was nie sisteme nie. As ek dit 'n bietjie kan terugvat, as jy nie omgee nie. Ek het by jou begin, so 2 jaar terug, en daar het ek agtergekom, maar enigste manier om te groei deesdae is om sisteme te hê. En nadat ek jou kursus voltooi het, het ek laas jaar die nut gesien en die leemte in die besigheid om die span ook in te bring, om sisteme in plek te bring. Want sonder sisteme gaan jy nêrens, en jy jaag jou ster die hele tyd en jy kom net nooit voor nie. So ek het met jou daaroor gepraat en jy het toe 'n 12 weke kursus vir my voorgestel en ek het toe ons operasionele bestuurder, Nella, Celie, wat nou van Sail is, na jou toe gestuur en jy het toe met haar gewerk. Dit is al hoe ek kan sê, ek het probeer alles bymekaar hou, om hier te wees en daar te wees en oral te wees, maar ek kan nie oral te wees nie en dit is wat ek besluit het, ek gaan een persoon instel, in plek stel om die sisteme te doen en dankzij jou het ons die sisteme begin. Ja, dit is maar 'n proses, maar ons is omtrent, ons is daar al amper. Anselien, jy noem nou 'n belangrike ding, want dit help nie jy's 'n besigheidseienaar, maar jy moet oral wees. Jy moet jouself dubbel vou om alles gedoen te kry nie. So dit is uiteraard belangrik dat mens jou span ook betrek, dat jy 'n goeie span het en dat daar natuurlik struktuur in die span is. Anderster is alles net soos jy sê all over the place. Yes, dit is baie waar, want ek het letterlik, waar ek sê maar 5 jaar terug het ek finansies gedoen, die admin gedoen, die operasioneel gedoen, die pakkies gepak. Ons het 'n bietjie meer mense ingebring, maar nog steeds was dit het alright gegaan vir 'n jaar of 2. En toe ons eers begin met ons vat om 'n pakkie te stuur is 'n proses en dit is 'n sisteem en ons begin om sulke sisteme in te bring, een vir een. Maar die mense kan dit nie doen nie, hulle moet geleer word om sisteme in te bring. En dit is wat so belangrik is om die mense 'n opleiding te gee, hoe om sisteme in plek te bring. Net omdat die besigheid nie net vorentoe kan gaan nie, maar groei. Anders gaan jy nêrens nie. Jy bly op dieselfde plek om en om. So die sisteme het ons in staat gestel om te kan groei. Dit bring my eintlik nou by die volgende punt. Hoe moes jy as leier verander? Ja, dit was nogal 'n verandering, ek gaan nie jok nie. Want jy moet een persoon begin 100% vertrou. As waar ek alles was, wat alles gedoen het en het redelik alles oorsien, het ek 'n groot deel van die besigheid, eintlik 'n baie groot deel oorgeplaas na die operasionele bestuurder toe. Sy is, in Engels kan sê, equipped, bevoegd. Sy is deur die hele opleiding en ek moes net laat gaan het. En haar vertrou. En dit is nie maklik vir 'n persoon wat 'n besigheid, enige besigheid eienaar, dit is nie maklik om te laat gaan nie. En ook om nie in te meng nie. Ja, want onthou, die besigheid is jou baba. Ja. So op die ou einde, as ons nou kyk, hoe lyk jou span nou? Wel, dit is nou natuurlik, ek is nog daar en Nella en dan ons 2 voltydse, ek gaan dit noem studio assistants, wat Nella ondersteun met die maak van die pak, van die produkte, die uitstuur van die produkte. So een persoon is nou basies in beheer van net die pakkies en die kliënte, en die ander ene doen net dit. Spesifieke, sekere mense het net spesifieke werke, sisteme wat hulle volg, en Nella is baie kwaai met hulle, ek moet sê, en jy het al goed geleer, met elke oggend check hulle in elke week, wat moet hulle doen, en sy het al hierdie woorde, wat julle van praat, jou lions, en al daai goeders, wat hulle moet sê, wat gaan hulle doen vandag, en die einde van die week, einde van die dag, wat het hulle nie gedoen nie, want dit is baie belangrik, hoekom het jy nie daarby uitgekom nie, en dis alles te danke aan Nella, wat hierdie span nou hou. Dan het ons nog, as dit baie besig gaan, kry ons nog 2 mense in op
deeltydse ure op, maar die laaste 2 maande was hulle omtrent ook amper permanent daar. So elke ou moet heeldag moet Nella vir hulle sê dit werk ons en dit werk ons en sy iemand wat nie eens 'n dagboek ooit gehad het, sy het al 3 dagboeke. Fantasties. Ja, want as daar nie 'n struktuur is nie, as daar nie bestuurstelsels is nie, as daar nie 'n visie is nie, dan kan jy eintlik nie weet waarheen is jy op pad en elke spanlid weet nie eintlik wat hulle elke dag moet doen en wat word van hulle verwag nie. Presies, en die span is heeltemal ingesluit in alles wat gebeur. Hulle weet presies wat aangaan, waar die sales is en ons praat daaroor by die markte wat gaan aan, want almal is deel van hierdie span. Almal is deel van hierdie kar. Almal is in hierdie selfde kar, ons almal wil op dieselfde plek uitkom. So dan moet jy moet hulle betrek daarbey. Maar dit is 100% te danke aan die opleiding wat ons gekry het. Dit is regtig daar's nie ander rede nie. En ek moes jou vertrou het. Dis die ander ene, nee. Dit was die eerste ding om te laat gaan, alles wat ek geleer het in die verlede, wat ek gedink het ek weet, net om daai te laat gaan en jou te vertrou en te sê, okay, kom ons stap hierdie journey so, en om vir Nella in te sit, en ons stap die journey so ek sien uit na wat is die volgende deel van die journey. Fantasties. Anselien, baie dankie dat jy vandag by ons kom kuier het en sterkte met al die volgende journeys en die volgende excursions vir Just Bliss. Baie dankie dat jy kon wees.